Ons is besig met die tema van geestelike groei. En vanmôre doen ons die tema van onverdeelde toewyding uit Eksodus 20 vers 1 tot 17. Kom ons lees dit saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Daarom, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Nou kry 'n mens hierdie tema van jy's eers verlos en dan kom die wet. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny verlos het, en dan kom die wet. So dis eers verlossing en dan die wet. Jy sal nie 'n ander God in my teenwoordigheid inbring nie. Jy sal nie 'n afgod van enige iets wat in die hemel of op die aarde is, maak nie. Niks van uit die skepping nie. En dan so lyk die orde wat in Eksodus 20 dan gevestig word. God het klaar die vryheid geskenk, maar God gee ook 'n raamwerk om hierdie vryheid te behou. Die Israeliete het verlang onder die uiterste kontrole en slawerny van die Egiptenare gedien. Vir ongeveer 10 na 12 geslagte was hulle in Egipte en aan hierdie slawerny onderworpe. Hulle het niks anders geken nie. Hulle het nie geweet wat is vryheid nie. Hulle het net as slawe gedien. So hulle hele identiteit was 'n slawe mentaliteit. En hulle hele kultuur was deurdrink van Egiptiese afgode. En daarom was hierdie 10 gebooie so nodig. Want God moes in een oomblik 430 jaar se slawe mentaliteit uit hulle haal en hulle herprogrammeer tot vryheid.
Al wat hulle geken het, was 'n slawe struktuur, 'n diktatuur onder die Egiptenare. Dit was 'n destruktiewe orde. Daarom moet God vir hulle 'n nuwe struktuur gee, 'n bevrydende orde. Want sonder hierdie nuwe struktuur, hierdie bevrydende orde, sou hulle bloot teruggeval het op wat hulle geken het en waaraan hulle gewoond was en wat by hulle ingeprint was. 'n Slawe kultuur. En sou dit weer gelei het tot tirannie en anargie. So 'n mens kan hierdie Eksodus 20 saamvat in een kernsin. Ek het julle vrygemaak en hier is die reëls hoe julle vry kan bly. Daarom kan enige tema rondom vryheid werk. Soos byvoorbeeld die omheining van vryheid, die manifest van vryheid. Ek het julle vrygemaak, hier is dit hoe julle vry kan bly. Jy hoor duidelik, Eksodus 20 is nie 'n omheining wat mense inperk nie, of 'n lys van moets en moenies nie. Eksodus 20 is wel 'n padkaart wat verhoed dat 'n bevryde volk weer terugval na die slawehuismentaliteit van selfsug en chaos. 'n Mens kan die analogie van rugby gebruik. Stel jou 'n rugbyspel voor sonder enige reëls. En dit word 'n geveg. En mense kry seer. En dit dwing die spel uiteindelik tot stilstand. Daarom is die reëls nodig. Geen hoogvatte, geen boorvatte, geen speler in die lug speel nie. Is nie om die spel te beperk nie, maar om die spel moontlik te maak, sodat almal veilig en vry kan speel. Die raamwerk van vryheid lyk dan so. Die eerste 4 gebooie is beskerming teen vals teologie. As jy die verkeerde dinge aanbid, mag, geld, status, word jy uiteindelik 'n onderdrukker van ander. Jou teologie bepaal jou etiek. In die gebooie 5 tot 10 is dit 'n beskerming teen sosiale chaos. Die gebooie skep 'n ruimte van vertroue. Dit is waar jou buurman se lewe, sy huwelik, sy eiendom veilig is teen jou selfsug of hepse. Hoe die 4 eerste gebooie vryheid beskerm lyk as volg. Dink aan 'n omheining. Jou huis wat omhein is. En baie keer het ons nog bo op hierdie muurtjie wat ons huis omhein, veilig of veiligheidsdrade, om dit nog veiliger te maak. En daar's een hek wat vir jou toegang gee tot die eiendom, wat ook met 'n afstandbeheer gereguleer word. Die nuwe land wat Israel moes intrek, was 'n mynveld van afgode. Dit was gevul met Kanaanitiese godsdienststelsels, Baals en Astarte. En hierdie godsdienste was ten nouste verweef met vrugbaarheidsrituele, wat dikwels seksuele uitbuiting behels het. Magstrukture, waar die koning as 'n god beskou is, en manipulasie, waar jy die gode moes omkoop met offers om reën en oeste te verkry. Hierdie wet was die beskermde muur, wat moes keer dat Israel weer verslaaf word aan hierdie donker, sosiale en godsdienstige stelsels. Dit moes hulle vryhou daarvan. Dit moes hulle bevry daarvan en beskerm daarteen. Die eerste gebod, geen ander gode nie, was die hek van die omheining. As hulle hierdie hek sou oopmaak vir ander gode,
sou die hele etiese struktuur van vryheid ineenstort. Hierdie gebod word verder versterk deur die derde gebod, ek eis onverdeelde trou aan my. En die derde gebod is die slot aan die hek. Die term onverdeelde trou is die kern van hierdie slot. In Egipte was trou verdeel tussen duisende gode en die grillerige wil van die farao. By Sinaï sê God, een koning, een naam, een lojaliteit. En die logika is, as jy jou trou verdeel tussen God en geld, of God en status, of God en roem, is die slot stikkend. As jou hek op 'n skreefie oop staan, is dit presies die plek waar die slawe mentaliteit weer inkruip. Dan gebeur dit dat jy enige iets in die skepping kan verhef tot die status van die skepper. So versterk onverdeelde trou jou vryheid. As die slot van onverdeelde trou gesluit is jy immuun teen vrees. As die skepping, mense, ekonomie, politiek nie jou God is nie, kan dit jou nie verslaaf nie. Die slot van onverdeelde trou beteken dat jou lojaliteit aan God nie onderhandelbaar is nie. Vir dinge in die skepping nie. Jy buig voor die skepper en nie die skepsel nie. Onverdeelde trou beteken eksklusiewe lojaliteit. En onverdeelde trou beteken ook dat God se heerskappy oor elke area van jou lewe strek. Die 10 gebooie dek alles. Dit dek jou gedagtes in die 10de gebod. Dit dek jou tyd in die 4de gebod. Jou familie en ouers in die 5de gebod. Jou publieke integriteit in die 9de gebod. Jy is nie 'n verskillende persoon, 'n ander persoon in verskillende situasies nie. Jy is heel onverdeeld en ongedeeld onder die Here jou God. Die ou vertaling van hierdie gebod sê, jy mag oor hulle nie, voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders. Nou, wanneer ons lees van jaloerse God, was die vertalers bang dat ons moderne persepsie van jaloesie daar kon indra, en dan 'n negatiewe prentjie van God kan kry. Dat daar 'n tipe van 'n afguns of onsekerheid kon ontstaan. En die Hebreëse woord kana, wat gebruik word, het 'n baie spesifieke betekenis in die verbond. Dit is 'n brandende ywer. Die woord kana beskryf 'n passie wat so sterk is, dat dit rooi word in die gesig. God se jaloesie is 'n brandende ywer vir die welsyn en die lojaliteit van sy volk. Dis beskermde eksklusiwiteit. God eis onverdeelde trou, nie omdat hy kleinsielig is nie, maar omdat hy weet dat verdeelde trou die begin van nuwe slawerny is. Die slot aan jou hek. As die eerste gebod die hek na vryheid is onverdeelde trou die slot. God sluit die hek met sy passievolle liefde. Hy weier om toe te kyk hoe sy bevryde mense hulle self weer vernietig deur agter magte aan te loop wat hulle eindelik
sal verslaaf. Daarom is daar 2 vrae wat na ons toe kom. Hoe vry is jy? Staan die hek effens oop? Of is die hek toegesluit met die slot van die 3de gebod van onverdeelde trou? Kom ons bid saam. Here, Eksodus 20 is 'n heining om ons lewe. Om ons 'n vryheidslewe te gee. En die eerste gebod, die hek na die vryheid. En Here, ons weet hierdie hek kan nie oop staan nie. En daarom het U 'n slot gegee. Die 3de gebod van onverdeelde trou. Amen.